En die Here wys vir my daai dingetjie, hoogmoed sal my die hemel uithou. Wie mag op my heilige berg klim en my aanroep? Jou hart wat rein is en jou hande skoon van ongeregtigheid. Dis die woorde wat die Here laas jaar met my 'n baie swaar tyd gepraat het. En toe ons vanoggend die liedjie sing van I want to be desperate. Toe kom dit weer by my op. En ek sê, Here, maar ek vergewe maklik. Wat is fout? En die Here sê, toe julle nou net loop kos haal, toe druk iemand voor jou in. En toe sê hy vir hom, hoi, kom in die lyn, is orde. Ek sê, Here, maar ons moet mos steeds. En die Here sê, ja, ons moet. Maar toe jy hom aanspreek, toe sien jy hom as 'n bandiet en nie as 'n mens nie. En die Here wys vir my daai dingetjie, hoogmoed sal my die hemel uithou. Hoe desperaat is ons? Moses kon nie die beloofde land ingaan nie, hoekom gaan Jakob spesiale voorkeur kry? Koning Dawid moes sy eerste seun verloor het. Hoekom gaan Jakob spesiale voorkeur kry? Isa moes dood neergeslaan het. Hoekom sal Jakob Goosen spesiale voorkeur kry? God is gister, hy is vandag en is tot aan ewigheid. En ek sê, Here, maar hoe kan ek voor U kom? Ek is 'n mens en ek is vol sonde. U is heilig, sonde kan nie voor U kom nie. En hy sê die antwoord is die bloed van my seun. En om onder die bloed voor Jesus te kan verskyn, moet ons vir Jesus aanneem. Ok, ekskuus, dis net 'n woord wat ek nou gekry het terwyl ons gesing het. Ek het so 'n bietjie rondgery, my ou vriend hier, ek het deur hom geleer, deur School of Fire, en Doen jy wat jy geleer het? ja, Alles. nog nie alles, maar Ek dink ons moet 'n derde mic kry en vir Arista vra. Maar laat sy maar eers sit of jy alles doen. Gaan dan. En ek wil vir julle sê, weet jy hoe gelukkig is julle om hier te wees? Weet jy hoeveel guns is hier? Ek beweeg nou 'n bietjie rond en ek gaan nou daarby kom. Laat ons by mense kom. Ek het nou 'n ding gehad die naweek en ek sê vir die mense, steek net die hande op. En die ou sê vir my, ek sien jy wys dit vir my in die Bybel, maar Jakob, ons verskil. Ons verskil. Verskil is met wat? Met die Bybel of oor opinie? Verskil is oor God. Hierso kan jy vry wees, hier kan jy leer, hier kan jy doen wat in die Bybel staan. Maar nou gaan ek, en ek is my eerste mannekamp, en ek berei vir my 'n ding voor laas jaar, en dit is 'n pragtige ding, ek het 'n slideshow opgestel, ek is so impressed met myself, en ek het 2 weke aan hom gewerk. En ek kom 'n dag voordat ek moet die mannekamp aanbied, kom ek in die Kaap aan, en ek maak hom so oop, en ek sit so voor hom, ek sê, Here, kleer vir my hierdie ding aan. Hy sê, maak die laptop toe. En ek dink, my Here, ek het regtig moeite gedoen, ek het gebid, maar weet jy wat? Partykeer bid ons en ons wag nie vir 'n antwoord nie. Partykeer bid ons en ons kry 'n gedagte, want ons kry nie ons gedagtes gevange en ons sit dit neer. My vrou is dieselfde. Amen. En dit kom nie van die Here af nie. En ek begin raak 'n bietjie senuweeagtig, want dis 'n groot ding, is my eerste, dis ek wil mense het moeite gedoen om my hart te kry, en ek wil die Here kom verteenwoordig, ek wil sy ambassadeur wees. En die Here sê, breek tradisies. En ek onthou so 'n tydjie terug, het iemand by School of Fire vir my gesê, hulle het 'n ding gehad, wat hulle 'n bietjie hande geklap het, hande opgesteek het, gedans het, alles voor die Here. En ek dink, okay, ons gaan dit doen. En die Vrydag toe ons by mekaar kom, toe is my ouderdomsgroep van 17 tot 82. Die naaste wat ons in Pinkster kry is 'n 7-dagse Adventis. En my senuwees is op. Want hoe nou? Kom ek herstel net vir jou gou daai woord. 7-dagse Adventis. Adventis. Jy het hom so 'n bietjie jou tong gestruikel. Maar gaan maar aan. En maar die aand voor dit bel ek my vrou en ek sê vir, jy moet vir my bid. Want ek het ook gebed vir die Here. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou wat ons doen
is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Spear International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Ek sê, Here, ek is niemand hier. Ek is nie hier om iets aan te bied nie. Ek is hier om te kom ontvang. Eerste ontvang en laaste weg te stap. En sy bid vir my die dag en die aand bel sy my. Ek sê ek wil alles weet wat die Here vir jou sê. Sleg. Alles wat sleg is en alles wat goed is. Ek wil 'n bietjie vrykom. Want ons hoor mos by die Here en die Here sê vir ons baie keer, Jaco, jy is besig met hierdie ding, dis verkeerd, maar dan hardloop ons so 'n bietjie oor hom want dit is nie 'n lekker ding nie. En sy bel my en sy sê vir my, sy is goed. Maar dit is nie lekker goed nie. En dit maak seer. En sy sê vir my, Jaco, daar's nog een. Is jy nog alright? Nog 'n 7de een. Nog 'n 7de een. So, dis net soos 'n vrou met 'n Here is. 6, maar toe sommer 'n 7de een. Nee, sy gee my daarom kans om te hoor of ek nog alright is. Daar is nog een, maar is so daai een is te heavy. En alles wat sy vir my sê is waar. En is goed wat ek geweet het. En is goed wat ek 'n bietjie ontken. En is goed wat nie lekker is om mee te werk nie. Maar ek wil vir jou sê, dit is soos wat die Heilige Gees werk. Dis wat God doen. As jy 'n man en vrou in die eenheid is, dan werk die Here so. Want hy het geweet ek is ernstig. En hy kom daar die volgende dag. En ek het 'n pastoor van ek dink is van die AGS kerk. Pastoor, as jy kyk, jammer, ek weet nie my nasie nou lekker nie. En hy speel vir ons orgel. En ons moet daarna op. En dit is 'n moeilike besigheid. Ek sien die pastoor raak rater. Niemand steek toe aan. Ja nee, dit gaan moeilik. Niemand wil dans nie, jubel nie, niks nie. Die Pinksterouens vra my, wat is jubel? Ek sê, maak net geraas. Toe hulle om Jerigo geloop het, toe hulle op 'n pot geslaan, 'n pan geslaan, hulle geraas, hulle het geskree, maak net 'n geraas, jubel. Uit die longe uit net soos jy wil. Loof net die Here. En as ek die pastoor so kyk, sien ek die sweet loop hom af, wys ek net speel. Hier gebeur niks nie. Op die einde van die dag is almal, tot die 82-jarige oom, deel van die pakkie. Amen. Daai aand toe kom bedien die Here. Ja, ek wil nie dit nou op die TV sê nie, maar hy ouens die Here bedien, die Here werk, ons doen niks verder nie. Die Here werk, net omdat hulle losgekom het, net omdat hulle oopgekom het, net omdat hulle tradisies gebreek het, net omdat hulle doen wat in die Bybel staan, die simpelste goedjies. God vra nie vir ons om berge te versit nie. God vra nie vir ons om dubbelverdieping geboue te bou nie. Hy wil net hê ons moet opdag en gelukkig wees. That's it. Ons moet hom eer. Die Sondag het ons 'n doop en die 82-jarige oom, toe ek sê kom ons gaan doop. Toe sê ek sy hand op, ek sê Jesus oom, wat is dit? Hy sê kan ons om die swembad staan en jubel. Is dit nie God nie? Amen. Dis net die Here wat kan. En is so lekker. Ons het 'n groep, baie mense maak 'n mens mal. Hulle hou nie op nie, want dis net die Here. En dit is wat lekker is. Ek wil vir jou sê, dit wat jy hier kry, souk dit op. Die experience wat jy hier sou kry, die praktiese goed, maak nie saak hoe klein dit vir jou lyk, jy dis groot buite. Ons raak dit gewoond, want ons sien dit elke dag. Buite is die mense honger, hulle ken dit nie. Moenie verveeld raak met die ding wat hier gebeur nie. Dis God se hand wat hier werk. Hier is 'n opleidingsentrum uit God se hand uit. Hier is my woorde. Ek het dit beleef, ek het dit ervaar, ek het dit gesien. Ek het gesien wat die kleinste dingetjie wat hier gebeur het, die grootste impak buite maak. Ons stap by 'n plek in, ek en my vrou. Klein plekkie. Ons begin dien die mense. Bedien die mense. Dis 'n plek waar die kerke nie is nie. Die kerke wil nie daar wees nie. Daar's 'n kerkie. Hy's uit mekaar uitgeskeer, hy's toegegroei. Hulle wil nie daar kom nie. Bid mense, so by the way, as ons oor kleer wil praat. Rykie, Stefan, rykie. Kaarte lees, tarotkaarte.
incest, dwelms, 30 kilometer van 'n baie groot dorp af. En ons vra, waartoe kan ons gaan? Die kerk wil nie daar wees, nie. Ons praat van in Suid-Afrika. Kom ek maak gou 'n stelling. En iemand kan my bel en my stelling, my nommer is onder die skerm, kan my stelling weer lê as hy wil. As 'n groot plek wat 50 plus kerke het, of een dorp wat net een kerk het, en 'n plek wat sy kerk toegegroei is, met takke, uit mekaar uitbars, 30 kilometer van jou af, en niemand gaan soontoe nie, sê ek, maak ek die stelling, daai pastore het geen binnekamerverhouding met God nie. Want as jy in jou binnekamer is, ek weet mos as ek instap, sê die Here vir jou, daai plek, daai plek, daai plek. Ek maak die stelling, as daar 'n plek krepeer om jou, en niemand gaan soontoe nie. Ek weet hoekom jy nie gaan nie, want jy kry nie geld nie. Maar jou tweede ding is, of nommer 1, jy het nie 'n binnekamerverhouding met God nie, pastoor, daarom hoor jy nie om te gaan nie. Amen. En dit is so. En ons kom sit by daai mense, ek en my vrou, ons besluit, al vat ons 'n dag by 'n huis. Hy mense is so honger vir die Here. Hulle gryp na allerhande goeders, want daar is niemand wat hulle die waarheid vertel nie. Kind van God, ek vra gou vir jou, as jy eendag in die hemel stap, en daar stap 'n tannie en sy stap mank, en die Here vra dalk vir jou, Jaco, jy het gevra, waar kan jy bedien? Hierdie tannie het haar hele lewe vir my gevra, iemand net oor haar pad te stuur, net vir haar te bid. Sy was 10 keer verby jou. Hoe gaan jy voel? As jy nie die verskil kan maak in die ou langs jou nie, binnekamer. En ek is nie die ou wat dit reg kry nie, ek is die ou wat in die fout staan daaroor. Maar ek wil dit met julle deel. Ons kom by daai selfde plekkie, en ons kry 3 mense genooi uit om uit, né? Na aan die brand toe. Aan die brand is 'n bediening wat in ons netwerk is. Yes, kragtig. Lief vir die Here. En ons hou 'n mannedag. En die een ouetjie staan uit. Ons is besig met die polisie, ons het verklaringe, al hierdie goedjies. Hoor gou hoe seer is dit? Hy het 3 babietjies vermoor vir Satan. Ons moet die ouers in kennis stel. En jy sê vir jouself, ek het nie 'n doel hier nie. Ek is 'n kind van die Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek wil gou hierdie stelling maak en dis dieselfde met seer. Wanneer 'n demoon in 'n mens is, dan is die demoon gelukkig, maar die mens suffer. Wanneer 'n demoon buite die mens is, dan is die mens gelukkig en die demoon suffer. So hy soek nie so 'n oop deur om in te kom nie, hy soek 'n skreefie. Dis hoekom hy besete van Gadara het 'n legioen demone binne hom gehad. Hoeveel is legioen? 12.000, 9.000. Duisende. Sien jy? Ek het ook gehoor 12.000, maar ek is nie so slim nie. Ja. Maar dis duisende. Hier sit ons 3 boekhouers. Kom ons vooraf begin hulle sê, het julle al aan julle boeke geskryf vir legioen geld? O, nee, hulle weet. Okay, maar gaan maar. Maar hoe sê jy? Terwyl ons besig is, Google een gou vir ons, ek wil dit graag op die TV sê. Okay, amma. Wat ek vir jou wil sê is, en dis wat Roy vroeër vanoggend gesê het, klein bietjie sonde is genoeg vir 'n demoon om in te kom. Klein bietjie wegstap van die Here af is 'n plek om, en hoor gou, die Here stap nie van ons af weg, en ons loop van hom af weg. Wanneer ek kies om vandag 'n skerwe grap te vertel of te vloek, dan sê ek, Here, staan asseblief soontoe, hierdie is my tyd. Dis wat ons doen. Daar's geen mooi manier om dit te sê nie. Wat ek probeer sê is, moenie die geleentheid skep vir daai een om in te kom, want as een kan inkom, kan 12.000 inkom. Het iemand die getal?
The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Okay, ons het 3000, 6000 en 5000. Kom ons hou by die woord, dis baie. En dis 'n legioen. Okay, ons sal later nou dit verder kyk. Okay. Maar in elk geval, ek wil afsluit met 2 skrifte. Johannes 21 vers, ek kan nie haar sien nie, 25. Maar, moet ek vir jou lees? Ja nee, ek kan lees, ek kan net nie die nommertjies sien nie. Okay. En daar is Moet ek maar vir jou En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een geskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Hoor gou hier. In 3 jaar van Jesus se bediening, sê Paulus, hy dink nie, sê Johannes, sê hy dink nie, as dit opgeskryf is een vir een, sou die wêreld die boeke bevat het nie. Nou hoor gou, werke gaan ons in die hemel bring, he. Maar ek wil vir julle 'n ander vers gou lees. Almal ken hom. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, omdat die Heilige Gees in ons bly. Ek wil gou afsluit en ek wil gou vra, hoe lank is jy gered? Hoe lank doen jy al die evangelie? Hoe lank doen jy al God se werk? Hoeveel blye kan ons volskryf? Hierdie gaan nie oor werke nie. Hierdie gaan oor wat die Heilige Gees vir jou vra in jou binnekamer. Wat doen jy dan? Hierdie skrif haal ek aan, want ek staan skuldig. Ek moet my sokkies optrek. Ek het dit vanoggend weer gehoor. So ek wil julle bemoedig. En ek wil vir julle vra. Ons kyk altyd na hierdie, ek het 'n vrou ontmoet, Nayala Rose in Amerika. Sy was 'n womwitch. Sy's nou by die Here. En sy sê eendag, sy sê, luister gou, julle sien so al die kragte wat ons het, alles wat ons kan doen. Alles wat ons doen is gekopie en is counterfeit. Julle die original. Ons kom nie naby hom nie. Sy naam is Jesus, die Heilige Gees, God die Vader. Hoekom staan ons terug? Hoekom is ons bang? Hoekom wil ons, soos Royce gevra het, hoekom wil ons eers bid as ons siek raak? As ons voor die tyd bid, dan is ons gereed vir die dag as ons siek is. As ons 'n verhouding het, soos ons nou net gesê het, dan is ons gereed vir die dag as ons siek is. As ons vir hom luister en doen wat hy doen wat hy sê Psalm 91, stap ons al hierdie goeters deur. Ons moet net by hom gaan skuil. Sy naam is Jesus. Ek wil julle bemoedig vandag, gaan uit, gaan doen bietjie sy werk. Vergeet van elke ding. Toe my vrou my ontmoet, wil sy is net as skaam om te vra wat my salaris is. Ek weet nie wat my salaris is, want God voorsien. Daar's miskien nie R100,000 in die bank of R2,000 in die bank, maar as elke dag kos. Daar's elke dag, ek het op 'n kol met 'n bakkie gery wat se dieselgate se werk het, en ek het net 1 keer loop staan sonder diesel. En daai ou moes ek bedien wat vir my die diesel gebring het. So hoor gou, as jy avontuur wil hê, dien die Here. As jy lekker wil lewe, doen sy werk. Partykeer gaan dit swaar, partykeer gaan dit lekker, maar hoor gou, as iemand uitroep en hy het seer en hy ontmoet Jesus en Jesus genees hom. Arista, hoeveel genesings het ons nou gesien? Bekerings het ons gesien. En dis net van een huis na 'n ander huis toe stap. That's it. En sy naam is Jesus. Net 'n vraag. Die 3 babas wat doodgemaak word. Dit is nou maar my werke
my lewe gaan oor, as ek hoor 'n kind, word iets aangedoen. Ek het al die jare gesê, ek het nie 'n kinderbediening nie, want 'n ou sien altyd, jy werk met kinders. Maar eintlik het ek 'n kinderbediening, al werk ek met groot mense, want ek wil die kinders beskerm. Maar 3 babas het die een ou doodgemaak. Sacrifice. My vraag is, daar by die huis, miskien kan jy my antwoord, nie uit 'n geestelike oogpunt uit, wat jy dink die wêreld antwoord. 3 babas het hierdie ou vermoor. As hy nie luister nie, en hy wil nog vermoor, wat gaan jy hom aandoen? Sal jy hom trikeer? As jy kan, sal jy hom trikeer? Okay, obvious as hy nou bely en hy vra Christus vergifnis, dis iets anders. So as julle weet, daar's mense wat babas vermoor, sal julle iets doen daaraan? Ja. 1200 babas word 'n dag in Suid-Afrika vermoor deur abortus. En die Christene stem vir daardie politieke partye wat dit ingebring het. So Christen, wat doen jy regtig daaromtrent? Die Here seën, gaan in sy vrede. Er 72.000 engele. En 1 engel verslaan 85.000. Weet julle wat is wonderlik? Net Jesus in my verslaan 20 legioen demone. Kan my niks doen nie. Dit is wat wonderlik is. Ons Christene moet regtig by God uitkom. Hoor gou, nie meer die sondaar, die Christen moet by God uitkom. Want ons stem vir 'n politieke party wat paaie mooi kan maak, maar babatjies laat vermoor. Ons kort Christus. Amen. Niks geskimp op iemand nie. Ek weet daar iemand se hart is vol, is reg vir dit wat kom. Ek noem dit net. Voor ons afsluit, ek wil gou hierdie ding vertel. Ek gaan nou nie 'n naam noem nie. Iemand wat baie naby aan my is. Ek wil gou vir julle vertel wat is die krag van God as ons kies. Ek gaan nou hipoteties spreek. Ek gaan nou praat van iemand wat ek ontmoet het teen die pad. Iemand word verkragt deur iemand. Die ou sit in die parlement. Ek kontak daai persoon. En ek wil graag met hom praat. Maar eintlik wil ek 'n bietjie beklei, want die persoon wat ek ontmoet het teen die pad, het seer. En die ou begin raak so 'n bietjie arrogant. Onthou, hy's 'n dienende member. En hy raak so 'n bietjie arrogant en ek wil in die Heilige Gees sê, wen hom. Hoe wen mens so iemand? Dis 'n verkragter. Sy bloed was alles skoon. Here, maak my hart so sag. Die Here verander sy hart. Hy vra ek moet vir hom bid. Ek sê vir hom, ek sal vir jou bid. Maar jy moet jou hoerery laat staan. Hy praat vandag nog met my, ons stap op pad. Dis die ou wat ek met die kop wil slaan. En die Here kom en hy verander die hele storie, die ou se siel word gered. As ons net vir 'n sekond uit die vlees uit wil kom en bietjie in die gees wil kom. The flesh is running the show. Wat kan nou gebeur? Wat is die moral of the story? Daar kan nog 15 of 20 of 100 vrouens verkragt geword het. Sy gered word, stop dit. Amen. Dis Kom ons Jesus. stop daarmee. Prys die Here, dankie Jaco. God is koning. Hy lewe tot in alle ewigheid. Self hierdie week oor die foon. Het maklik oor die 30 keer gesê, ek kan nie die woorde noem nie. Dis verskriklik hoe hy my sal, my kop van my lyf afklap. En the flesh is running the show in me. En op 'n oomblik ook, luister ek na die Heilige Gees en ek draai die ding. En nou praat ek en hy al van roeping in Christus. Kom ons raak sielewenners. Die Here seën, gaan in sy vrede.
Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwaam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het is ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.